Goeiemôre. Ons gaan nou beginne as almal opklim, maar terwille van die laaste 9 dae, vandag is die laaste dag, vertel ek weer hierdie oorwinnende storie. Vir die wat dit nog nie gehoor het nie. Wat gebeur het hier? Jy ken die menorah het 7. Dit beteken the light of God, wat die Jode in hulle tempel hou, en baie Christene ook. En dan, wat gebeur het, die Syriese Grieke, het die Jode oorgeneem, en hulle het 'n vark geoffer in die tempel. Dit is 150 tot 165 jaar voor Christus. En toe het Juda Makkabees saam met 120 Jode, toe vat hulle oor die tempel. En toe kom hulle op, hulle moet altyd daar moet 'n vuur brand in die tempel. Die lig moet brand, soos die lig van Christus, wat in ons lewe moet brand. En wat toe gebeur? Hulle kry olyfolie, maar net wat 'n dag sal brand. En olyfolie vat 8 dae in die Bybelstyd om vervaardig te word. En die volgende oomblik, toe steek hulle olie brand, en daardie olie hou 8 dae. Daarom kry jy die 9 wat die olie brand, en dan die ander 8 vir die olyfolie se vervaardiging. Is 'n wonderlike, hulle vier hierdie fees in Desember maande. Ons hou dit sommer nou net vir 'n simbool van oorwinning. Daar's 'n oorwinning in jou lewe ook. Nou vandag het ons laaste punt. Hier is ek, Here, stuur my. Ons gaan daaroor praat, en dan gaan ons 'n oorwinning gaan, en in oorwinning bly. Hoe bly 'n mens in oorwinning? Hoe bly 'n mens in oorwinning? Jy lees jou Bybel elke dag, jy bid, jy sit 'n CD op, nie meer CD's of 'n stiek of wat, en jy sing tot eer van God. Jy dien die Here, en jy gaan Sondag kerk toe. Nou ek gaan net hierdie doodblaas, laat hulle nie brand steek nie. So, dit is die 9de een vandag, die oorwinning in jou lewe. Nou die tema is, hier is ek, Here, stuur my. Nou, 33 jaar terug, laat ek nou net so bietjie uitwerk, ek dink dit is 1992, dink ek, ongeveer 1 Desember, het ek my hart vir die Here gegee, en daarna het ek 'n brandende begeerte gehad om vir God te arbeid. En toe kom preek 'n tannie daar by die kerk, nou vergeet ek nou haar naam, Annetjie Walker. As die tannie nog lewe, wil ek baie graag kontak maak. Ok, en 'n Boet Walker, hulle kom preek toe by die tabernakel in Kimberley, en dan die Annetjie Walker preek uit Jesaja 6 uit. En sy preek, lees hierdie gedeelte. Kom ek lees dit vir ons vanaf vers 3. En die een het die ander toegeroep, dis die engele, en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak, en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weggeneem, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, Here, stuur my. Nou, ek wil vanoggend gou met ons daaroor praat. Daardie oggend preek dan die Annetjie Walker oor dit, en sy sê, staan op en herhaal hierdie woorde as jy wil vir God werk. Hier is ek, Here, stuur my. En ons gaan dit ook nou net doen. En ek sê dit agter haar aan. Hier is ek, Here, stuur my.
Ek was nog 'n polisieman en daarna het God my uitgevat en 'n wonderlike 33 jaar wat gevolg het daarna. So ek loof die Here, ek prys hom. Daardie woorde, as jy dit sê vandag, het krag. So ons gaan nou net daaroor praat. Maar die groot ding is, hoe hierdie 9 dae, jy moet in oorwinning gekom het. Niemand sal jou in oorwinning kan bring, as jy nie wil in oorwinning kom nie. As jy nie wil opstaan en sê, ek is in oorwinning nie. So kom ons bid hierdie agterna, almal wat wil vir die Here werk en sê, hier is ek Here, stuur my. Ek gaan tot 3 tel, dan bid jy daar by die huis dit, hardop. 1, 2, 3, hier is ek Here, stuur my. Nou kom ek sê vir jou, as jy dit bedoel en jy gee dit petrol, met ander woorde, jy lees Bybel, mense wil in oorwinning lewe. Maar dan gaan sit hulle agteroor. Is dit 'n skinder hulle? Hulle sit en rook, hulle drink, hulle jaag strooi aan, hulle vloek, hulle vertel vuil grappe. Nou wil jy oor in oorwinning lewe. Jy wil nie in oorwinning lewe nie, jy wil Satan tevrede stel. En daarom vra ek vandag vir jou, as jy wil in oorwinning lewe, in Jesus naam, dan vra ek vir jou, dat jy vandag sal sê, hier is ek Here, stuur my. En dat jy, as jy kom om brood te koop, dan praat jy oor Jesus. Nie oor doktrines, oor vark eet, oor die Sabbat, oor sulke goed nie. Kry iemand by die Here. Moenie 'n fariseer wees, wat rondloop en nou wil jy stry. As jy by 'n meisiekind kom, daar agter die til, wat nog nie eers van Jesus weet nie, nou wil jy oor die Sabbat stry. Môre wil jy weer oor die vark eet stry. Dan wil jy weer met dit deurmekaar wees. Hoor hier, vertel hulle van die liefde van Jesus, en dat jy moet bekeer, en dat daar 'n hemel en 'n hel is, en dat jy jou hart vir God moet gee, en na jy bekeer het, 180 grade gedraai, gedoop moet word. En dan nou natuurlik, as jy 2, 3 jaar 'n pad saam met hierdie persoon loop, dan kan jy kom met jou doktrines. Maar pas op dat jy nie weer mense onder in die afgrond inbring nie. Want daar's mense wat heeldag vir my WhatsApp stuur, jy moet Jahweh so spel. Jy moet Yeshua so spel. En dan hierdie ras gaan nou kan maar nie hemel toe nie. En daardie een gaan hemel toe. En daardie een dit. Kom by die punt uit, Jesus Christus, Yeshua Mashiach, verkondig hom aan die mense, dat hulle gered word, dat hulle genees word, en hou op om jou op te hou met strooi. Baie mense is so met hulle strooi besig, en met hulle kalenders besig, en met hulle feeste besig. Hou jou goed as jy wil hou, maar moenie dit afdwing op mense, en dat hierdie jong bekeerling weet nog nie wat om te doen nie, en jy pressure hom met al hierdie goed, en jy maak hom 'n fariseer. Maak iemand 'n disipel, dat hy die liefde van Jesus uitdra, plain en plat. Dit wat daar onder die boom gebeur in die Kalahari met die Khoisan, dit wat jy vir hom vertel dit aan die mense. Moenie nou, jy gaan nie vir hom 'n taliet gaan verduidelik nie. Jy gaan nie, preek hierdie goed as jy wil preek. Maar hoor, kom by die punt uit, Jesus is liefde, Jesus wil jou red, dit gaan oor Jesus. En as jy klaar bekeer het, word gedoop en lewe heilige lewe. Hou op slim wees. Hierdie ding word so gespeel, daai word so gespeel. Klim 'n bietjie in Noord-Korea af, dan gaan vertel jy vir my hoe word God se seun daar gespeel. Klim 'n bietjie vir my in China af, dan vertel jy hoe word dit daar gespeel. Kom uit. Ek wil sommer sê jou dwaling uit. Okay, net daar gelaat. Nou, ons gaan nou nagmaal gebruik. Die nagmaal stel Jesus se liggaam wat vir my en vir jou gebreek was voor. Ons moenie nagmaal gebruik as iemand haat nie. Ons moet dit tot eer van God gebruik. Nou vandag breek ek die nagmaal hierso. Vir Stella. Also. En ons het 'n gas vandag hier. Wat ek baie bly is oor. Ek gaan nou vir haar gee. Dit is Maggie. Maggie, daar vir jou. Maggie is 'n bekeerde vrou wat hier by ons in die huis werk. Haar seun, kom ek getuig 'n bietjie. Haar seun het in die gras hier gewerk by die tuin. En vandag het 1 Desember 'n pastoor geword. By A4J gaan studeer, hier by ons gestudeer en nou sy seun en haar dogter is ons PA. Hoor gou mooi. Kom ons tel mense op en ons druk nie mense af nie in Jesus naam. Nou ja, kom ons gebruik eers sy brood tot sy eer. En dan wil ek net dankie sê, Johannes Wolfhard, ek kan nie, gister was rof tyd, jy moet my vandag weer deur die dag bel, maar
Dankie dat jy elke dag meemaak. Dankie vir elkeen wat elke dag meemaak. Dankie Here vir u liggaam, wat vir my uit mekaar uitgeslaan was, dat ek kan redding kry. En lewe kan kry, en lewe in oorvloed. Dankie Here vir u bloed, dat ons hierdie druiwesap kan gedenk, wat u bloed voel. O aarde, ek vir my vrou 'n leeg glas. Prys die Here. Okay, kom ons gooi. Dit was nou te. Pas op, dat jou glas nie leeg is nie. Amen. Nee, ek bid lekker aan en sy is daar besig. Hy druk hier aan my. Prys die Here. Maggie, prys die Here. Halleluja. Heilig aan die Here die eer en die eerlikheid. Sy. Prys die. Nou lag Maggie weer, want sy het die glas leeg gedrink. Toe kry ek amper niks. Maggie, kyk. Maggie. Ja, soos jy uitgevang word, nee. Amen. Toe maar Maggie, daar is nog sommer baie. Ek het net 'n druppeltjie gekry, maar kom ek maak vol. Want dit is so lekker by Koning Jesus. Sy. Nou het ons almal gekry. Wat is dit nou vandag met leë glase? Ek wil vandag vir jou sê, gaan dien die Here, gee hom eer, loof hom, staan op in oorwinning. As jy in die oggend opstaan, is 'n baie belangrike ding. Dit waar na jy eerste uitstrek in die oggend, dit is jou God. As jou selfoon is. Ek kyk ook 3 uur in die aand, dan kyk ek die temperatuur van die eiers van die krokodille wat uitbroei. As ek in die oggend opstaan, dan sorg ek dat ek net een versie lees, net om my standpunt te maak van die selfoon op. Daarna kom ook later ordentlik, maar net reik uit eers na God toe. Soek die aangesig van die Here en jy sal in oorwinning lewe. Nou ja, God seën julle, hou dop deur die dag. Ons gaan so bietjie nog ander goed hier doen en dinge doen. As julle my wil skakel, kan julle my van 10:30 af 10:30 skakel. Nog een.